Baie welkom by ons oujaarsaanddiens, ons laaste diens vir die jaar. Hoe dit ook al wil sien, vanaand het ons nog 'n kans meer as vanaand groot maak. Amen. Baie welkom, ons hoop jy geniet dit vanaand saam met ons, wees gemaklik, wees vry in die gees, moenie teruggaan nie. Amen.
Ons moet net so staan, aangesien die hand baie lang terug laas hier was, het hulle Sofia se operasie geheim vir ons open, daarna gaan hy die koortjies lei. Amen. Baie dankie hoor. Onze Vader wat in die hemel is, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis te kan wees. Vader, ja, die wêreld hou vanaand partytjie, Here, maar ons hou vanaand in die kerk om U al die lof en die eer en die aanbidding te gee, want U was vir ons 'n goeie God in hierdie jaar. Om die laaste paar ure van 2025, Here, wat ons wil sê, baie dankie, Here. Here, maak nie saak of ons deur diep waters of deur vlak waters gegaan het deur hierdie jaar nie, of het leerpad of grondpad was nie, Here, maar U het ons nooit begeerde en ons nooit verlaat, Here. U is die lig van die lewe. Daarom, Vader, weet ons dat al hierdaad baie keer donkerte oor ons gekom, maar U lig het dit verdryf. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Dankie vir die wonderlike geleentheid om vanaand hier te kan wees. Vra die Here dat U ons sal seën met U teenwoordigheid vanaand. Vader, vir die woord wat sal uitgaan vanaand, seën die pastoor se lippe met 'n koortjie van die altaar. Elke liedjie wat ons gaan sing, dat dit tot eer en verheerliking van U grote naam sal wees. In Jesus se naam. Amen. 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 Wat 'n voorreg om weer terug te wees in die huis van die Here. As mense by die huis is nie, dan voel mense sommer weer lekker as jy terug is. En jy sal sien, dit lyk so 'n bietjie anders vanaand. Maar die Here het vir ons mense gegee wat iets vir hom wil doen. En solank as daar iemand is wat vir die Here iets wil doen, dan gaan ons dit doen. So ons sê vanaand vir die Here baie dankie. En soos wat Johan gebid het, en daar was opdraandes en daar was afdraandes. So maar hierdie evangelie gaan ons nooit van stil nie. Amen. En as ons terugkyk en ons onthou wat die Here vir ons gedoen het en waardeur hy ons gevat het, dan sê ek, Here, ek draai nie om nie, ek draai nie terug nie, maar ek gaan en ek strek my uit na wat voor is. When I remember what the Lord has done, I'll never turn back in the name.
Here Gees, die Alvader, Here in elke dag, Here elke oomblik van elke dag, Here staan die serafs en hulle roep heilig, heilig, heilig is die Here, die God almagtige, die een wat is, die een wat was. Here, ek bid asseblief, Here seën ons vanavond, in Jesus naam. Baie dankie, kan jy sê lekker meer. Ek wil net seker maak, elkeen van u klipie gekry. En nu kom ek busy, ek het van my twee klipie. Ek gaan voor ons begin, gaan ek vra, en ek wil nie onder druk sit nie, as jy kan, doen hierdie manifestasie saam met my. Vat die klipie en sit om binne in ons skool. Die dames wat skoene het, wat die klipie gaan uitval, sit nog net so klein bietjie. As al mense wat nie kan blik en die klipie kan insit nie, ons bestaan dit ook. As die klipie in die skoen is, staan geop en gaan goed gaan iemand as die nog is moet het. Maar jy moet opstaan en so 2 of 3 keer en daarom loop. Dat jy kan voel die klipie is binne die skoen. Die maas is so erg, ek het nie so geloop. Moenie bekommerd wees, dit is die laaste keer hierdie jaar wat ek gaan vra om dit te doen. Ek wil die triek leer, die moet net die skoen so skit, dat die klipie tussen die tone en die voet gaan lê. Dan is hy redelijk gemakkelijk. So nou en dan skuif hy, as jy sien, gaan ek so maak in die preek, dat beteken my klipie het nou geskuif. En ek het regtig in elke skoen en klipie gesit. Ek gaan vanavond vir die 1, 2, 3, net 4 verse lees, maar 3 gedeeltes uit. As jy woord het, kan jy gaan opmaak in Galasiërs 2 vers 20. Galasiërs hoofstuk 2 vers 20. As jy woord nie het, jy kan net saam met my luister terwyl ek vir jy lees. Ek gaan op 3 gedeeltes weer net 1 vers, op 2 gedeeltes 1 vers lees, 1 gedeelte 2 vers lees. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Dan in Jesaja, hoofstuk 11, gaan ek lees vers 1 en 2. Jesaja hoofstuk 11 vers 1 en 2 sê, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, die loot uit sy wortels sal vrugte dra en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en die vrees van die Here. En die laaste gedeelte is in Handelinge hoofstuk 1. En dan gaan ons net lees vers 8. Vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde, net so ver uit die woord.
Amen. 3 kragtige gedeeltes. Het lyk of dit niks met mekaar te doen het en toch mooi in mekaar inpas. Die 23ste gaan ons daar aan sy sussie toe en ons braai en ons sit en ons hulle televisie is aan en ek weet ek kyk nie so baie rolprente nie, maar dan kom 'n rolprent of soos ons sal sê net 'n fliek op. En ons kyk die fliek. Die fliek is Dominee 10. Ek weet nie van wie van julle al Dominee 10 gekyk het. Het jy al? As jy hom gekyk het al stukkie hand, of as jy nog nie gekyk het nie, doen nie self begin en kyk op. Dis 'n fliek wat baie snaaks is, 'n Afrikaanse fliek. Baie komieklik, maar baie waarhede daarin. Op 'n gedeelte gebeur daar iets en ek moet nie sê van daarop sit ek elke dag en ek dink oor dit. Daar's 'n boemelaar en die boemelaar kom op 'n stadium in die kerk en hy vat geld uit die 10de kussie uit en hy gaan koop Pepsi vir al die ander boemelaars. Op 'n stadium die boemelaar staan 'n spaakie. Op 'n stadium gaan spaakie en hy gaan aan die dominee toe. En voordat Spaakie enigiets kon gesê het, sê die dominee, nee, ons het nie geld vandag vir jou, ekskuus. En Spaakie sê, hy het iemand gehad het waarmee hy kan praat, maar hy het hierdie dominee oorskat en hy draai om en hy loop weg. En die volgende dag, dis het Spaakie voor die kerk se deur en Spaakie is dood. En toe die dominee dan kom en hy tel die bierbotteltjie op, dis daar net water en Spaakie het nie regtig gedrink en hy het net water gedrink. Omdat op die straat was, soos die ander boemelaars wou lyk, het hy water gedrink uit die bierblikkie uit. En die dominee is ontsteld en die tuinman sê vir hom, dominee, ons kan nie almal red nie. En die dominee sê vir hom, red ons regtig enigiemand. Doen ons regtig wat ons moet doen. En ek sê vir u, die laaste 7 dae het ek elke dag aan dit gedink. Die laaste 8 dae het ek elke dag aan dit gedink. Elke dag vir myself gesê, red ek regtig? Doen ek regtig wat die Here van my verwag? En dit pas in by die woord wat die Here vir my gegee het. Dis 'n oujaarsdiens, ons soek leiding vir volgende jaar, is dit nie so nie. Ons verwag dat die 31ste, as ons hier inkom, gaan die pastoor 'n woord bring en hy gaan vir ons die pad of die rigting aanwys vir die nuwe jaar. En dit is die waarheid, ons moet. Nie dat die pastoor enigstens beter as enigiemand in die banke is nie, maar die pastoor is die persoon wat die leiding moet kry van die Here en moet oordra aan die gemeente. Nou hierdie 3 gedeeltes wat ek vir gelees het, gaan ons vinnig net opsom en dan gaan ons kom by dit wat die Here met hierdie gemeente wil maak in die volgende jaar. Galasiërs 2 sê dit, dat ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Ons moet besef dat wanneer ek en hier op die aarde stap, as ek my hart vir die Here gegee het, lewe ek nie meer nie, soos die mens, ek's klaar dood. Ek het al vir julle gesê, moenie eendag bekommerd wees oor my nie, ek is klaar dood, ek het klaar opgestaan, my liggaam is hier, maar my gees is klaar verbinding met die Here. In die laaste week het ons, of van ons mekaar die laaste keer gesien het, maar is die laaste week, het die Here 3 mense baie naby in ons gemeente kom haal. Eers broer Nico se skoonma, het die Here kom haal die 23ste. Ek het die boodskap gekry net nadat ons Dominee 10 gekyk het. Die 25ste het die Here aan die Rina kom haal, broer Jurik se ma. Maandag wat nou verby is, het die Here aan Annie kom haal, ons sien se vrou. En ja, dis hartseer in ons heil en ons het voor Desember, het ek ook 'n boodskapie gestuur op Facebook wat sê, ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie, ons moet dit ook onthou. Want ons weet waar ons geliefdes is, ons weet eendag gaan ons mekaar weer sien. Dalk nie soos ons mekaar nou geken het nie. En ek dink die dag as jullie daar by die hemel instap, bark op sy maapel af, nie meer in 'n reistoel nie meer sukkel met die heup nie. En sy terugkom en dan gaan sy terug, want sy gaan die Here se naam groot maak daar. Toe moet jy dan net, jy gaan nie meer sukkel om asem te kry nie.
Sy gaan lekker asemhaal, sy gaan halleluja skree aan die hemel. Maar ek en nie lewe nie meer nie. Want Christus leef nou binne ons. En ons moet dit besef, as Christus in my lewe, en ek het nou die nog ook gesê, dan moet ek iets vir hom doen. Dan kan ek nie net sê, ek is net 'n kerk bywoner nie. Ek is net 'n banksitter nie. Want as ek dit doen, is my hart dan regtig by die Here. Ek en nie moet vir hom lewe. Ek en nie moet uitgaan en mense gaan vertel van hom. Jesaja 11 vers 2 praat en sê daar gaan 'n takkie uitsprei. Ek dink jy vers 1 lees, dit is so mooi. Ekskuus, ek wil dit net weer lees, want dit is regtig treffende gedeelte. Dit sê, maar daar gaan 'n takkie uitsprei uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra en die hoop sal in die gees van die Here op hom rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en vrees van die Here. Hierdie gedeelte praat oor Jesus. Hierdie gedeelte is 'n profesie wat sê Jesus gaan kom en al die mooi goed gaan op hom rus. Die gees van wysheid, die gees van hoe om die Here regtig te vrees. Die gees van kennis. Elkeen van ons het die gees van die Here nog binne ons, is dit nie so nie. Elkeen van ons, as ek my hart vir die Here gee, dan sit hy die gees binne my in, so nie? So alhoewel hierdie gedeelte in Jesaja nie oor my en vir u geskryf is, maar oor Jesus geskryf is, moet dieselfde gees wat hom daar by gestaan het op aarde was in ons wees. Die gees van wysheid, die gees van kennis, die gees van hoe om die Here met werklikheid te vrees. Eintlik om die Here regtig lief te hê en om te dien met my alles. So dit is nie die een persoon net Jesus gewees nie, sy gees is in elkeen van ons. Dit is nie net die pastoor wat moet werk nie, dit is elkeen van ons. En die Ronel, tannie moet ook vir ons kan sê, die Here het my hier gehuis. As ons gaan na Handelinge toe, is 'n baie bekende gedeelte, Handelinge 1 vers 8, mens kan net ek mense kop uit opsê. As daar, en ons sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor ons kom, en ons sal sy getuies wees, in lede in Christus Kerk in Triga, en die res van die Triga, en Limpopo, en Suid-Afrika, en die hele wêreld. Want jy moet onthou, Handelinge is geskryf daar in Jerusalem, dis kom dat staan, en jy sal krag ontvang en getuies in Jerusalem, en Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Ons mag die Bybel lewend maak vir ons, hoor. Ons mag sê, jy sal krag ontvang om te getuig hier in die gemeente. En in die dorp, in die streek, in die provinsie, in die land. Want dis wat die woord vir ons sê. Ons kerk, en nou as ek praat van ons kerk, praat ek van die groot kerk in geheel. Wat sê hulle is die teken as ons die Heilige Gees ontvang? Wie gaan vir my sê? Taalpraat. Maar dis mos wat ons leer. As ons gedoop word met die Heilige Gees, praat ons taal. Dit is wat die mense leer. Jy lees reg. Maar weet jy wat? Taal praat is nie teken van die Heilige Gees nie. Lees Handelinge 1 vers 8. En jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. Jy sal krag hê om te getuig. So ek en jy, as ons die Heilige Gees in ons lewe het, moet getuig. Want die krag is daar. Hoekom alles het die Here dan die Heilige Gees binne ons gesit? Net om te brag met die res van die mense nie. Maar om te sê die Heilige Gees lewe binne my. So ek het krag. En nie net krag om vinnig daar my kar op te lig of die kar so dinge buitekant gestaan het hier in die straat af te stoot nie. Ons moet krag vir dit ook kry. Die Here gee ons krag vir dit ook. Hy gee ons krag om elke dag op te staan. Amen. Die ouer mense sal harder amen sê as die jonger mense. Die jonger mense dink ons staan net op, ons het net krag. Maar jy gaan ook jy het gevoel van die 28ste af, moeiliker om op te staan. Maar die Here gee ons krag. Dis die waarheid, die Here gee ons krag. Gee ons krag om op te staan.
Hy gee ons krag om aan te gaan. Hy gee ons krag om al die werke te doen waarvan Jesaja gepraat word. Dit sluit wonderwerke ook in. Maar hoeveel van ons het in hierdie week iets kragtig gedoen? Hoeveel van ons het in hierdie week gesê, Here, ek het iets kragtig gedoen, of doen deur my iets kragtig? As net een of net twee van ons hande opsteek, het ons werklik die Gees binne ons. Is dit net een of twee in die gemeente wat moet profeteer? Is dit net een of twee in die gemeente wat moet bid vir siekes? Is dit net een of twee wat buitekant wonderwerke moet doen? Nee. Elkeen van ons moet doen, want elkeen van ons het die krag gekry. Elkeen van ons het die Gees gekry. Die probleem is, ons kry op 'n stadium 'n klippie binne ons skoen. En in plaas daarvan dat ons hierdie klippie uithaal, los ons hom in ons skoen. Hoeveel van julle het die klippie al uitgehaal? Nee, die pastoor wil nie self uit nie. Om jou hand sê sy klippie al uitgehaal. Maar ons los daai klippie binne ons skoen en ons raak gemaklik met hom. En as die pastoor vra, is die klippie nog in jou skoen? Dan onthou jy ek het 'n klippie eers op my skoen, nou soek jy vir hom. Is dit nie waar nie? Dan stap ons voet op te voel as die klippie nog daar nie, foutjie weer nog gemaklik is. In plaas daarvan as ons daai klippie heel eers uithaal. En toe wil die Here van ons verwag. En die Here het my so 5 punte gegee wat die gemeente hierdie jaar gaan doen. 5 punte, 5 klippies wat ons moet uithaal of moet bymekaar sit op die regte plek kry dat ons as gemeente vorentoe kan gaan. Ek is seker daarvan as jy na rondkyk, dis nie al die mense wat hier moet sit. Ek verstaan daar's omstandighede. Tannie Gerda bly daar by Johansakker en Laardent en Tannie Rina kan nie kom nie. Maar daar's sekerlik mense, en dit is nog op verlof. Maar ek seker daarvan daar's ander mense wat hier moes gewees het wat 'n klip in hulle skoen het. Is dit so nie? Mense wat ag is nie nodig om vanaand te gaan nie op jou hand. Ons verstaan hier Sofia siek. Hoor mooi wat ek sê. Ek wat om te sê nie, ek het nou 'n pyn nou breek by die huis. Dis nie party Sofia wat ek praat. Sy is nog besig om te herstel. Sy gaan op vir ons kom getuig oor die Here aangeraak. En ons klippies in ons skoene. Wat maak dit ons nie doen wat die Here wil ons moet doen? En ons moet daai klippies uithaal. En ek is 'n rukkie terug het ek hierdie met die bestuursraad ook gedeel, maar dis vir die gemeente en die gemeente moet dit doen. En jy moet mooi verstaan vanaand met die deel. Elkeen van ons moet hier aan hê, deel dit. Die eerste klippie, en ek het dit al fyners met die gedeel, maar dit is ons tema vir 2025 as ons gaan die klippies uithaal. Hoor mooi. As iemand vir jy vra, wat is julle tema? Sê, ons haal die klippies uit. En as hulle vra, wat bedoel jy, sê die klippie en ons kan hulle rondstap en kom. Die heel eerste klippie is Bybellees. En as ek nou vir jy moet vra, hoeveel van jy het in hierdie maand 1 boek in die Bybel gelees? In die 31 dae van Desember, hoeveel van jy het 'n boek in die Bybel gelees? Gaan jy dan opgaan? Of 2 hande opgaan? Pastoor, maar ek kan nie so lekker lees, ek kry vir jou audiobybel. Luister op. My vrou het vanoggend ewe skielik, ek weet nie of sy nou preek afgeluister het, het Here gepraat oor dit. Vanoggend ewe skielik, het sy oordentlike stilte tyd gehad. Ek hang weer ontgereik. Eers sy nie stilte tyd het nie, maar oor wat ek sê. Hoeveel van ons het in Desember die hele boek in die Bybel gelees? Baie verskoning, pastoor, ek weet nie waar om te begin, is dit so? As ek nou vir iemand sê, lees die Bybel deur. Baie van ons gaan nie weet waar om te begin nie. Kom my. Ons gaan sukkel waar om te begin, is baie, pastoor, ek kom net nie aan die gang, want ek weet nie waar om te begin nie. Want pastoor, as ek nou daar oor die geslagsregisters kom, pastoor, daar is baie boring, ek sit net by Bybel nie. Of as ek kom by Exodus en Levitikus met al die wette, en hier nou, wat er nou wette het op met my te doen? Maar ek het
met die bestuursraad gepraat en ons gaan verby die verskonings kom. Ons as gemeente, as Philadelphia familiegemeente, gaan verby die verskonings kom. Ek het 'n Bybel leesprogram, die eerste jaar dat ek hier was, het ons 'n 1 jaar Bybelleesprogram deurgewerk. En ek gaan daai 1 jaar Bybelleesprogram vat, en vir die volgende week gaan ek elke oggend vir jou dag 'n stukkie gee wat jy moet lees. Dit gaan 'n stukkie wees uit die Ou Testament, dit gaan 'n stukkie wees uit die Nuwe Testament. Dit gaan 'n Psalm wees en dit gaan 'n gedeelte uit Spreuke wees. Volg my dit saam met die res van die gemeente. Dan volgende jaar as ek u vra, wie van u het dit? Dan sê ek het 2 boeke gelees. Want ons moet begin om Bybel te lees. Hoe verwag u dat die Here met ons moet praat as ons nie ons verhouding bou nie? Ons verwag dat die Here met ons moet sê, so spreek die Here, maar hier staan, so spreek die Here. En elkeen van ons het elke dag die vermoë om so spreek die Here vir onsself te kry. So ons gaan 'n 1 jaar Bybelleesprogram deurwerk. Maar jy staan goed in die voete. Hier is jy tree nou 'n nuwe vlak van die bediening. Met nuwe uitdagings. En nuwe goedjies wat albei saamgaan. Want Here is hou net aan. Kry die mense om dit ondersteun waar jy gaan werk kom. En ondersteun wat die ander mense wat saam met julle werk. En so gaan die Here jou vat. En nog vat. Tot julle gaan sê, Here, ons het nooit gered nie. Ons gaan 'n 1 jaar Bybel lees program hê. Ons gaan miskien oor 2 jaar lees, want ek gaan vir 7 werk. Ek gaan vir 5 dae weer gaan ek weer gedeelte gee om te lees. Saterdag en Sondag gaan ek hier afgee. Dan moet jy self regkom. Dan moet jy self by die Here gaan hoor. So Maandag tot Vrydag gaan jy 'n stukkie kry. Dan sê, vandag moet ons hierdie gedeelte lees. Jy gaan ook sien, ons gaan groepe maak wat hier ingedeel is saam met 'n bestuursraad lid. Daai bestuursraad lid gaan kyk dat jy by die kerk uitkom. En hy gaan seker maak, kyk ek kan nie forceer om die Bybel te lees. Die bestuursraad lid kan nie forceer om die Bybel te lees. Ons kan nie inspireer. Ek sê maar vandag, dis is hierdie gedeelte. En as ons by die selgroep is, gaan ons sê maar in hierdie gedeelte wat ons die laaste week gelees het, wat is snaaks daar? So die eerste klippie wat ons uit ons skoene uithaal, is om die Bybel te lees nie. Ons gaan aktief begin raak om die Bybel te leer, dat ons wapen reg kan gebruik. Mens vat nog nie 'n gelaaide geweer en gee dit vir 'n laerskoolkind en sê, verdedig jouself. Daai laerskoolkind gaan seker. Daai laerskoolkind gaan nie weet hoe om sy wapen te gebruik nie. Maar ek en jy moet onsself toerus in die wapen. Ons moet dit reg kan gebruik. Die tweede ding wat ons gaan aanwerk is gebed. Want wie van ons kan sê, ek het in die laaste week 'n ure dag ernstig gebid. Tessalonisense 5, as ek reg is, vers 17 sê, bid sonder ophou, dit wil die 83 vertaling sê. Bid sonder ophou. Bid gedurig. Hoe dit ook al wil lees. Maar die Bybel sê ons moet aanhoudend, en ek praat nie van die aanhoudende gebed. Ek bid aanhoudend, as ek in die kerk kom, praat ek met die Here, as ek hier buite stap, praat ek met die Here. Partykeer stap ek in die huis en dan praat ek met die Here en sê, Here, help my se kinders met my. En die Here help my regtig. En partykeer help hy my om geduld te kry. Hier het jy al ondervind. Ja, enige pa wat my se kinders het, en ma wat my se kinders het. Maar ons ernstig gebid. Het u in hierdie laaste week ernstig gebid. Regtig die aangesig van die Here gesoek tot hy by sy voete uitgekom het. Nou het ons gesê, wie van ons het in hierdie week deurgebid? Deur die aanslag, deur die omstandighede, deur die drukking van die lewe tot ons by die voete van Jesus uitgekom. En ons gaan daarvoor gaan ons by die gemeente ook 'n plan maak. Saterdagoggende 6:00 gaan die kerk oop wees.
van hierdie Saterdag af. 6:00 gaan die kerk oop wees. Ons gaan nie Bybel lees nie. Ons gaan nie skriffies met mekaar deel nie. Woensdaande wat ons selfgroep het, kan ons dit doen. Ons gaan bid. Die is nie geforseer om te kom nie, maar die kerk is oop. En jy kan bid so kort of so lank soos wat jy wil. Lulu, as jy wil kom en sê ek het net 5 minute om te bid, dan kom jy en jy bid ernstig vir 5 minute. Ons gaan nie praatjies maak nie. Ons gaan nie reël, hierdie week gaan ons hoekenteer nie. Dit is nie, ons gaan bid. Want ons moet by die Here uitkom. En as ek alleen is, dan bid ek alleen. En as dit op 'n tyd is wat ek nie hier is nie, gaan die kerk nog steeds oop wees. Nie ek wil die sleutel hê nie, is ander mense ook. Saterdagoggende 6:00 is die kerk oop. As jy wil saam bid, jy is welkom, maar ons gaan bid. Of jy rondloop en of jy op die gesig lê en die Here soek, ek gaan hom soek. Tot ek by hom uitkom. Tot ek 'n aanraking het. En as ek opstaan en jy is nog besig, dan gaan jy aan. Tot jy klaar is. As jy raai stap by die kerk en sien, ek stuur nie stuur vir my WhatsApp en sê, stoor ek die deur toe gemaak, ek kan kom sluit. Kom sluit. Ons gaan bid. Iets wat die gemeente gewoonlik groot die pastoor se werk, soos 3de klubie. Ons glo nie die pastoor moet huisbesoek. Elke ene van ons wat in die gemeente is, moet huisbesoek. Jy hoef nie 'n formele huisbesoek te doen en die Bybel saam te vat en sê, nou gaan ons Bybel lees nie. Gaan kuier net by iemand anders. Dis ook huisbesoek. Gaan vind uit, hoe gaan dit met broer Yuri se geestelike lewe? Praat net, gaan nie na sy winkel toe. Gaan sit daar by hom, terwyl die masjiene besig is, praat met die Here. Gaan na die loop daarby, waar sy werk nou. Gaan praat daar met die Here. Gaan nie plan is en sê ek is nou besig. Dan moet jy dan maak jy afspraak met hulle. Gaan as jy hier toe, gaan koop vir die vrugte en groente. Maar gaan kyk, gaan besoek by haar. Maar jy gaan vir die groente en vrugte, jy gaan vir Shalien. Dan kyk jy maar vrugte en groente na uit toe. Gaan daar in jou hand toe. Hy gaan, as jy kom sê vir tyd, gaan hy vir die kampie ooppak. Maar gaan nou in jou hand toe. En gaan hoor by hom, hoe gaan dit met hom se geestelike lewe? As jy die Bybel wil saamvat en 'n stukkie lees, doen dit. As jy net na beste wil gaan, daar gaan kuier. Weet jy wat die maklikste manier? Gaan na gaan koop 'n koelman. En gaan na iemand en sê, ek voel ek moet vandag maar by George se koelman. George maak nou. As dit nie buite op die stoep, as staan nie buite in die straat. Maar ek en jy moet begin interaksie met ons familie. Elkeen van die is my familie, is dit nie so? Ons is 'n familiegemeente, Philadelphia, familiegemeente. Ek hoef nie 'n afspraak te maak as ek na my sussie se huis toe gaan. Ek moet mos nou nie formeel daar instap met 'n soet en 'n taai nie. Partykeer ja. As ek waar moet sê, kyk wat. Maar dis my werk, nie jou werk nie. Die werk is om te gaan kuier. Die werk is om die mense uit te kom. En dan vir my te sê, pastoor, my jeans hart is nog stuk en ons moet by hom uitkom. Dan kom ek by hom uit. Maar as net ek huisbesoek doen, en ek moet by almal uitkom, gaan ek dit mis. Dan kry hulle mense seer, dan kry hulle ander klippies in hulle skoene. En as ons as familie gaan begin, om met mekaar uit te kom, en mekaar te nooi, en te sê, iemand, kom drink 'n koppie koffie by my, of 'n tee, of drink 'n koelang, of eet 'n smartie, of 'n lychee, of 'n mango, of 'n... Hier is baie goed in Ludwig wat ons kan doen. Maar kom met mekaar uit. Die 4de klippie. Ons moet getrou begin maak. Ons moet getrou begin maak, maar getrou en alles, dit is eintlik so 'n breë spektrum, dit is eintlik die hele preek net oor getrouheid doen. Ons moet die res van ons familie wys ons is getrou. Ons moet getrou kerk toe kom as wat diens is. Ons moet getrou bidtiere toe kom, Saterdagoggend as dit moontlik is. Ons moet getrou selfgroep toe gaan.
Ek moet getrou my gedeelte verdedig. Ek moet getrou wees as daar saamtrek is. Ek moet getrou wees as daar konferensies is. Ek moet getrou wees as ek by my werk is en iemand wil skinder van deel in Christus kerk. Moet ek nie wil luister wat ek alles kan hoor nie. Weet jy, ek het al baie goed gehoor van my kerk hoor. Ek het al baie goed gehoor van deel in Christus kerk om dit en ek wanneer. Sê vir my, weet jy dit gehoor? Nee, my so. Sê ek, nee, daai mense, die kom uit van, hulle praat hier die waarheid. Ek het al waarhede ook gehoor. Maar weet jy wat? Ek het nie moet getrou maak. As ek nie getrou is, gaan die mense buitekant sê, maar weet, daai mense is standvastig. Dis wat getrouheid beteken. Standvastig, sonder om beweeglik te wees. Sonder om sommer net rond te val. Dis getrouheid. Al druk die lewe, al is dit moeilik. Al het ek het toon by my, kom ek nog steeds as getrouheid. Maar wys ons die mense buite kan bly. Dis hoe getrouheid is. Die laaste punt. Ons praat positief. Die laaste klip wat ons moet uithaal is negativiteit wat ons spreek. Is dit nie so? Dis baie maklik om fout te vind. As ek fout wil kry ergens, dan kan ek dit kry. Maklik. Kan ek sê daar kan ek nie verloop. Sê dan weer agterwiel. 2 centimeter klein as jy die regterkant se afkom. Is baie maklik om negativiteit te spreek, maar die woord leer my, Matteus 12 vers 24. Dit wat hier binne is, dit wat oorvloedig in die hart is, kom maklik by die mond nie. 83 vertaling sê, dit wat die hart van vol is, die mond, ja, sê hulle ken die skrif. Nee, dit wat hier binne in my is, kom uit. Nou as ek die hele tyd negatief praat, wat beteken dat hier binne is negatief. Maar as ek kan begin sê, die Here het ons geseën met die week, dan praat ek positief. Maar vandag, as ons 25 by die kerk, begin ek positief wees sê, maar daar is baie mense in verskonings gehad. Dan soek ek jou mense, soek ek wat foute is, en ek gaan sê, hoor en hierdie ons het dan nie gemis by die kerk. So staan is laat gewees. Sondags hoor het ek, dan gaan die kerk te kom. Ons begin positiviteit praat. Sê, het jy gesien, ons gaan begin met ons streep en nader mekaar ver op die kerk pas hier in. Ons begin positief praat. Die pastoor het die skrif verkeerd aangehaal. Maar ons moet die makkelijk kan om reg help het, want ons ken ons woord, want ons lees het, want ons is deel van die aksie. Jy sien ons stap met in mekaar in. Maar ek het nie begin positief praat. Ek het nie sê, nee. Hierdie gemeente, omdat ek van die Here weet. Nee, allemaal van die Here weet, dis wys het op 'n ander manier. Maar ek het nie begin positief praat. Wil ons gaan positief praat oor die kinders. Want as ons kinders heerlik is, ons kinders wil ons nie deel maak. Al bid ons vir ons kinders, gaan ons positief praat. Die Here sê, praat positief vir die kinders. Elke dag. Al is dit moeilik. Al voel het Here, hulle druk my af nie goed. Hulle sê een ding, hulle doen 'n ander ding. So raai, jy praat positief. Jy praat positief met jou kinders. Die Here sê, kyk hoe vader. Het gaan miskien 1 dag wees, of 5 dae wees, maar praat positief. En kyk jy, gaan ek positief praat. As jy positief praat, gaan daar positieve verandering wees. Elkeen van ons moet positief begin raak. Al voel ons negatief, ek voel baie keer negatief. Ek moet sê, die laaste week het my baie negatief gehad. Sê, Here, hoe werk het, Here? Wat het die maar Here se tyd is in tyd? Die Here se plek is sy plek. Dan was ek negatief, ek het positief gepraat. Ek sê, die Here gaan ons die deel gaan. Maar nog aan die hospitaal, die staan ek daar saam met politie. Ek sê, die Here is nog steeds hier.
Ons moet positief wees. Mag ons sê, Jezus mag hy. Mag hy. Ons gesê, hy is oor my. Weet jy wat? Die Here is tyd gewees. Kom ons praat positief. Ons raak so gewoon in die klippies met ons skoene is. Raak gemakkelijk kry. En elke klip het ek vanavond hier genoem het. Is iets wat ons mee ongemakkelijk moet raak van die begin. Gelief, as ek nie bid nie, moet ek ongemakkelijk voel. As ek nie Bybel lees nie, moet ek ongemakkelijk voel. As ek nie hierdie week by iemand gekuier het, moet ek ongemakkelijk wees. As ek 'n negatieve woord spreek, dan moet ek sê, dis nie wat ek soek. Ons mag op vakansie gaan, maar nie by die huis het as ons terug op vakansie af. Dit moet ons ongemakkelijk raak. Dit moet 'n klip in ons skoene wees. So ons gaan nou as 'n gemeente gaan 'n manifestasie doen. Waar is my sakkie met die ander klippies en Frans het kan goed met haar. Of wil jy nog gaan? Wil jy kan jy daai sakkies? As jy klip nog in jou skoen wil. Jy moet klaar. Ja, uitgeval. Die vrouens skroep met hierdie goeders. Hulle trek skoene aan waar die klippies uitval. En ons mans het met die klippies in ons skoene sit. Maar ons praat vanaand van geestelike klippies. Hoe sal hy sakkie hier voor? Doe 'n goeie klippie in die sakkie. En ons gaan ons klippies uit ons skoene uithaal. En ons moet ons klippies hier voor op my gooi. En net as ons klaar afgesluit, gaan ek hierdie klippies vat en gaan dit aan die pad gooi. Want het hoort nie meer by ons kerk, by ons gemeente. Oké, laat my linkervoetse klippies. Jy kan kom met die klippies wel. As die klippies nog weer bring, dan gooi jy in die sakkie. Sê, Here, ek is klaar met hierdie klippies. Ek is klaar met die klippie in my skoen te hou om maklik te raak te kom. Ek is klaar met hierdie klippie wat my lewe omver gooi. Wil jy kan van die naam stukkie by my weg. Jy mag nie meer vashou aan hierdie klippie, jy mag nie. Hierdie klippie wat ons nou weer ingooi. Die Here, God my kinders aan, ek nie wil luister, ek nie wil aan die Here nog gee, en wat nie van kinders wat in die kerk sit vanavond. Ek praat van hulle wat buite die naam is. Here, God, ek sit hulle aan, Here, ek sit hulle in die hand. Die kinders gaan nie meer klippie in die skoen lees. Ja, ek gaan nie meer nie Bybel lees nie. Ek kan nie meer nie bid nie. Hierdie sakkie. Dit ons klippies kan ons klaar mee is. Ons maak ons dood. Here, te lang het ek toegelaat dat hierdie geestelike klippie in my skoen is. Te lang keer het ek gemakkelijk geraak met die klippie wat tussen my tone is. Here, lang genoeg is ek tevrede gewees met die klippie in my skoen. Ons het vandaag, Here, die klippie uitgehaal en hier uitgesit. Here, ons doen dit as 'n manifestasie in U, 'n geestesaksie, 'n geloofsaksie, Here, om te sê van vanaand af, Here, gaan ons nie meer die klippies toelaat nie. Van vanaand af, Here, gaan ons hierdie klippies weggooi van ons land. En ons gaan lewe op die Here. Ons gaan lewe op die koninkryk van die hemel wat laat groei. Deur ons aksies, ons loof en ons prys die wonderlike naam. Amen. Amen. As my vrou wil vra, vir ons kan maar afsit gaan sê vir ons liedjie kan speel en kan sing. Dan gaan die saam speel. Amen. As hulle klaar is, gaan ons na.
so, dat is een liefde, want dit is nie makkelijke liefde, ek het in die hele dag dit. Maar die liefde is so onwerkelijk. Want het sê vir ons wat die Here vir ons gedoen het, dat hy alles vir ons gegee het, dat hy vir ons opgeoffer het, maar weet jy wat, op die einde van die dag is hy gekoning, is die koning van alle konings. Vir ewig en altyd is hy die koning wat regeer. Halleluja. So luister nie vir die stem wat ook 'n bietjie kan breek nie, dis nie makkelijk nie, maar luister wat die woorde sê. The
Ek gaan vra of hierdie event met tafel die voorkant kom sit asseblief. Voor ons die tafel gaan gebruik, gaan ek graag vra, maar hy het ons gebedsel op die tafel staan, het ons ja, hy het gebedsel. Hy sê vir ons eens wel een gebed op die tafel, een seën gebed. Amen. Baie dankie Marie. Matteus 26:26 sê, terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee het en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van hulle sondes. Soos Marie het gebid ook, ons het vanaand die voorreg en die geleentheid om die sakramente gebruik soos wat Jesus ons gegee het. 'n Instelling wat nie van mense af is, maar van die Here. Hy het gebid, hy het die brood gevat, gebreek en gesê, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek gaan word. Sy disippels het nie besef wat hy daar sê nie, hulle het nie geweet presies wat het gaan beteken nie. Maar almal het geweet. En almal het deel gehad. Die woord sê, het weer gebid, vat hy die beker en sê, hulle drink almal uit die beker. Dis my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament. Die bloed van genade. Die bloed van oorwinning. Die bloed wat gaan vloei sodat ek en u ewige lewe kan kry. Dat ons nie 'n lammetjie hoef te vat en te slag en te sê, Here, vergewe my met hierdie bloed. Maar die finale keer